So vanoggend wil ek met julle praat wat die Here op my hart gelê het en die boodskap wat die Here vir my gewys het is, kyk jy in 'n dowwe spieël. Ons almal kyk minstens een keer per dag in 'n spieël, hè? Of jy nou make-up doen en of jy tande borsel. Ek dink van die mans kyk bietjie meer in die spieël as ons vrouens. Ons probeer maar die spieël bietjie vermy. Jy kyk net so vinnig, maar almal kyk minstens een keer 'n dag in die spieël. En mens dink nie eers daaraan nie, want jy kyk maar net oppervlakkig, is my hare reg, is alles reg. Jy sien die plooie en jy sien my neus is te groot en ek het te veel sproete, ek het 'n dubbelkin, my ore is nie reg en my hare is nie reg nie. En jy staan eintlik net voor die spieël om jouself te kritiseer. Ons vrouens doen dit. Ek weet nie van julle mans nie, of julle maar net oukei is, kam die hare en daar gaan julle nie. Maar ons vrouens staan voor die spieël en ons kyk na al die dinge wat ons nie tevrede is van onsself. En as ek nou met 'n spieël omstuur en ek moet sê, vat hierdie spieël en kyk waarlik in die spieël. Kyk in die spieël en dan sê jy vir my, wat of wie reflekteer vir jou terug in daai spieël? Wie is die persoon wat as jy na die spieël kyk en jy kyk nie nou na die plooie en die sulke goed nie, jy kyk fisies, wie is hierdie persoon wat vir my terugkyk? Dan, wat gaan jy kan sê? Wie is daardie persoon? Wat sien jy? Wat reflekteer vir jou terug? Ken jy daardie persoon wat vir jou staan? En ek wil vir julle lees uit 1 Korintiërs 13 vers 12. En dit sê, want nou sien ons net deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons net ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, soos ons ten volle geken is. Kyk jy in die spieël partykeer met baie vrae, hoekom is ek so gemaak? Hoekom lyk my gesig so? Hoekom kon ek nie mooier gesig gehad het, of mooier hare gehad het, of minder plooie gehad het nie? Vergelyk jy jouself met ander mense? Of jy dink, wat is eintlik my doel hier? Jy staan op elke oggend, jy sit jou make-up aan en jy gaan die werk toe, jy trek aan en jy gaan werk toe. En jy dink, wie is ek? Wat is ek? Wat is my doel hier? Dit is die raaisel, ons kyk in 'n raaisel, kyk deur 'n spieël in 'n raaisel. Ons kan baie dinge van die lewe kan ons nie verstaan. En ons gaan dit nie in daardie spieël noodwendig vind nie, maar daar's baie dinge wat ons nie verstaan nie. As jy 'n tydskrif moet vat en jy knip al die prentjies uit en jy plak dit op jouself. Jy vat hierdie vrou se mooi hare en hierdie vrou se mooi bene, of daai man se gespierde boonlyf en jy plak dit op jouself. Sal dit dan vir jou geluk bring? Hoekom gaan dit jou gelukkig maak? Omdat dit is hoe die wêreld wil hê jy moet wees? Want eintlik as ons onsself in die spieël kyk, as ons vir onsself kyk in die spieël, dan kyk ons judge op dit wat die wêreld vir ons sê. Ons kyk, hoe lyk ek, my hare is nie reg en my plooie, 'n ander vrou, my ouderdom het nie sulke plooie nie. 'n Ander man, my ouderdom het meer hare as ek. Hoekom moet ek so lyk? So ons judge onsself in daardie spieël volgens wat die wêreld vir ons sê hoe ons moet lyk. En dan volgens dit probeer ons op die wêreld se standaarde lewe. Die vyand sal alles probeer om die beeld van God wat jou ook insluit en jou gedagtegang ook insluit af te breek. Dit is sy doel, dit is wat hy wil doen. As die vyand jou gedagtes kan vasvang deur jou vleeslike begeertes en jou vleeslike denke skade te ly, dan gaan jou hele beeld, hoe jy jouself sien, gaan daar skade ly. En wat is ons? Ons is die beeld van God. Solank jy buitekant mooi lyk, dan is jy aanvaarbaar, né? Dit maak mos nie saak wat hier binne aangaan nie. Buitekant moet dit mooi lyk en ons moet perfek lyk en ons moet smile en die wêreld is 'n lief, maar binnekant weet niemand nie. Dit is 'n verdorwe plek wat niemand sien nie. Solank ek my make-up aan het en my hare is gekam, dan is dit mooi. Matteus 23 sê, maak eers, Jesus het dit gesê, julle skrifgeleerdes en fariseërs, maak eers die binnekant van die beker ook skoon. Wat help dit jy spot en span die buitekant en hy blink vir die wêreld daar buite, maar die binnekant self
is nie skoon nie. Ons is leë grafte, het Jesus gesê. Vir die Here maak die binnekant saak. Hy kyk nie met wêreldse oë na ons nie. En so moet ons na onsself ook nie kyk met wêreldse oë nie. Ons moenie in die spieël kyk of na onsself kyk of hoe jy is, wat jy is. Jy kan nie so goed soos die ander ene musiek maak nie. Jy kan nie so goed soos die ander ene sing nie. Jy kan nie so goed soos die persoon langs jou wees nie. En dan dink jy, ek moet so wees, ek moet dit wees, ek moet ook beter as daai persoon wees, ek moet ook so goed wees soos daai persoon. Met wêreldse oë. God kyk nie so na ons nie. Hy kyk nie so na ons nie. Die vers sê, eendag sal jy ten volle ken, soos jy ten volle geken is. Want daar is een wat ons ten volle ken, en sy naam is Jesus. Amen. Niemand anders te ken werklik waar wie Vivian is nie. Die werklik ware Vivian. Maar as ek voor die Here gaan staan en ek bid of ek gaan op my knieë, dan is daar niks nie. Die make-up is nie daar nie, die mooi gekrulde hare is nie daar nie, die mooi rokkie wat ek aangetrek het is nie daar nie, niks nie. Dan is dit net ek en Christus. Dit is ek en die Here. En die Here ken my so. Die Here weet wie ek is, want ons is in sy beeld geskape. Dit beteken dat ons weer kaats die spieelbeeld van die Here. Met ander woorde, ons is die spieelbeeld van die Here. En die Here het nie foute gemaak. Die Here het nie my plooie en my sproete of wat ook al 'n fout gemaak. Hy het gesê, toe hy my geformeer het in my moederskoot, het hy gesê, dit is hoe jy gaan wees. En dit is die persoonlikheid wat jy gaan hê. En dit is wie jy gaan wees, want jy is net een van daai. Die wêreld het nie nog een van daai nie, daar's net een van daai. Soos ons vingerafdruk, daar's net een vingerafdruk wat soos joune lyk. En dit is jou eie. Dit is God se unieke patroon wat hy op jou gesit het, om te sê, daar is geen koppies van jou nie. So hoekom wil ons gaan en in 'n spieël kyk en ons wêreld, ons vir onsself vereenselwig met die wêreld om te sê, ons moet lyk soos wat die wêreld wil hê ons moet lyk. Ons moet verby die grys hare en die plooie en die neus en die alles kyk en ons moet as ons in die spieël kyk met ons Jesus Christus. Want dit is wie ons spieelbeeld is. Dit is wie ons is. Ek het so 'n storie gelees op Facebook van 'n dogtertjie. En ek gaan nou nie die hele storie vertel nie, maar hulle het by 'n gastehuis gaan oorslaap en die gastehuis is baie hulle het Christelike waardes. En die kant van die muur het daar 'n spieël gehang en daai kant van die muur was 'n portret van Jesus. En die meisie blou mamma roep. Sy sê, "Mamma, kom kyk. Elke keer as ek in die spieël kyk, dan sien ek vir die Jesus." En haar ma sê, "Nee man." En sy sê, "Ek beloof." En na die hoeveelste keer, toe gaan haar ma en sy kyk en sy sê, "Maar ek sien niks nie. Ek sien net vir jou." Sy sê, "Maar mamma, as ek kyk en ek staan net hier, dan sien ek vir liewe Jesus hier by my." Die portret wat gebeur kaats het in die spieël. Maar haar ma kon dit nie sien nie, want dit was haar beeld wat sy van Christus gesien het. Dit was haar Christus beeld wat gebeur kaats het. 2 Korintiërs 3 vers 18 wil ek ook vir julle lees. En dit sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, met ander woorde sonder daai maskers, sonder enige make-up of enige iets wat voor jou gesig is, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Nou onthou, God het sy heerlikheid vir Moses geopenbaar, omdat hy wou gehad het, Moses moes verander daardeur. So wil hy ook hê, ons moet verander deur sy beeld, om meer soos sy beeld te word. Want word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. As ons die heerlikheid van die Here aanskou, soos in die spieël kyk, en ons aanskou die heerlikheid van die Here, wat in ons, deur ons skyn, dan is daar 'n gedaanteverandering wat gebeur, sodat ons na die beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So as jy voor die spieël staan, en jy sien jouself soos wat God jou sien, nie soos wat die wêreld jou sien nie soos wat ander mense jou sien nie, dit is net jy en God. En jy,
aanskou God se heerlikheid deur jou, want jy ken God se heerlikheid. Jy loop daarin, jy's elke dag in sy heerlikheid. As jy daai spieël kyk en sy heerlikheid skyn weerkaats daardeur, dan gebeur daar gedaanteverandering en jy begin nadat nie meer Vivian se plooie en split ends en skewe neus sien nie, maar jy begin Christus Jesus te sien. Maar ek dink jy gaan eers 'n lig in jou kamer nodig hê as jy make-up doen. Want daai lig gaan so uit jou uitskyn, dit gaan alles verhelder. Jy gaan nie daai fancy liggies nodig hê om make-up te doen nie. Jy gaan eers make-up nodig hê. Want die heerlikheid van die Here gaan deur jou werk. Wat verdowwe vanoggend die spieël waarin jy kyk? Wat is die dinge wat die heerlikheid van die Here in jou lewe laat verduister? Is dit sonde? Is dit selfafbreking? Is dit ongeloof? Is dit wantroue in wie God jou gemaak het en wie God in jou is? Al hierdie dinge maak dat die heerlikheid van die Here nie deur jou kan skyn nie. Om onsself so min te ag, limiet ons eintlik God, né? Soos wat ek laas Sondag gesê, as my kinders beklei en sê vir mekaar stupid en lelik en dan sê ek, onthou jy's die ewebeeld van Christus. So jy sê dat nou Christus is lelik. As ons na onsself kyk en ons sê ek is nie so goed nie, ek kan nie hierdie doen nie, ek is nie goed genoeg nie, ek het nie veel waarde nie, dan wat doen ons? Ons limiet dit wat God in ons gesit het, limiet ons na soveel. Maar God het soveel vir ons in stoor gehad en hy het soveel vir ons beplan. Dit is die groot persoon wie hy wou gehad het ons moet wees. Nou limiet ons dit na hierdie klein deeltjie toe. Want jy stel jouself op die wêreldse standaarde in plaas van God se heerlikheid. Matteus sê, mens steek nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie. Jy sit dit bo op 'n staander sodat die hele huis kan verlig word. So as ons die binnekant skoon gemaak het en God se heerlikheid kan deur ons skyn en ons kan God se ewebeeld word, daai gedaanteverandering het gebeur, dan kan ons dit nie wegsteek nie. Ons kan nie dit onder 'n emmer sit sodat niemand moet sien of by die werk dan kom jy dan nee, ek is nie loop nie met die Bybel onder die arm nie, ek is nie een van daai mense nie. Ek gaan nie Bybel met jou praat nie, ek gaan nie Here met jou praat nie. Jy steek hom toe onder 'n emmer. Die heerlikheid van Christus werk deur jou en dit skyn deur jou, dit reflekteer jou, jy word die gedaante van Christus. Jy kan dit nie net wegsteek nie, jy kan dit nie onder 'n emmer sit nie. Die heerlikheid van Christus moet deur jou kan skyn, sodat ons almal Christus se ewebeeld kan word. En ek het nou gesoek vir 'n vers om vir julle te verduidelik. En ek wou eers Gideon met julle gedeel het. Julle almal ken Gideon in die Bybel. Die volk het weer geval in sonde en hulle het bekeer tot God. En hulle het gesê, help ons, en God het vir Gideon gestuur. En Gideon het gesê, maar julle, waar was u dan al die tyd gewees? En ek is net 'n maartingerige mannetjie van al my familie en van al die hele volk hierso, is ek die maarste, kleinste mens. En ek wou eers oor hom gepraat het, oor hoe hy nie homself in Christus Jesus sien. Hy sien nie daai God in hom. Maar toe dink ek wil eerder met julle Dawid praat. Dawid is eintlik die beste voorbeeld en dit gaan ons lees in 1 Samuel 17 vanaf vers 45. Nou almal ken die storie van Dawid. Hy is 'n skaapwagtertjie gewees, 'n klein jong mannetjie. En sy broers was in die oorlog gewees en hulle was besig met 'n geveg teen die Filistyne en hy het gekom en hy moes vir sy broers gaan kos gee en hy besluit hy wil deel van hierdie geveg wees. As jy hierdie begin van die vers lees, dan kan jy sien, hy was baie ywerig. Toe hy dit sien, hy het daar gestaan en getrippel en hy was soos, ek wil gaan veg, en sê sy broers, nee man, wat weet jy is klein, gaan huis toe, jy wil nou net kom kyk hier na die geveg. En hy kyk tussen die mense, ek wil sien, ek wil deel wees van hierdie geveg. En dit het in hom gebrand, hy kon nie help nie, dit is wat hy wou gedoen het. En Salomo het vir hom gesê, maar jy kan nie, jy is klein. En hy sê, nee, maar hy het my God uitgedaag. En ek wil vir julle lees van vers 45 af, wat sê, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n las, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God
van die slagorde van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyne hom dan klaarmaak en alweer nader kom aan Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klippie daaruit en 'n slinger en tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig tot die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hart was. En toe ek hierdie deel lees, toe dink ek vir myself, Dawid het definitief nie na homself gekyk in die spieël en gesê, dit is wie ek is. Hy het definitief nie na daai klein, tingerige, maar jong seun gekyk en gedink, dit is wie ek is nie. Hy het geweet wie hy in God is, wie die God wat agter hom staan, in hom is, langs hom, voor hom uitgaan. Hy het geweet wie daai God in hom is. En hy het in daardie krag gegaan. En ek dink Goliat het 'n bespotting van Dawid gemaak. Hierdie klein mannetjie, en Goliat was 'n reus, so dis nog erger. Daai mannetjie het seker net so klein gestaan met Goliat. En as jy voor dit lees, dan sien jy Goliat het hom vervloek by sy gode. En ek dink Goliat het hom uitgelag en hom bespot, en dit het Dawid net nog meer angstig gemaak. Ek gaan jou nou verslaan, want jy die naam van my God het jy vervloek. Hy het nie ge-worry oor hoe hy voorkom. Dawid het nie na sy beeld gekyk nie, maar hy het geweet wie sy identiteit in God is. Hy het nie teruggestaan en gesê, hy weet hy kan hierdie geveg veg nie. Hy het geweet in wat sy krag hy beweeg. Hy het sy krag in God geken. En as jy verder deur die Bybel gaan, dan gaan jy sien, Dawid het baie ander dinge ook gedoen. Maar Dawid het ook baie foute in sy lewe gemaak. Baie foute. Hy het hoeveel keer in sonde geval. En dan het hy gebid en hy het gemurmureer en hy het gesê, Here vergewe my, hy het bekering gehad. Want hy het sterk gebly. Sy geloof in God het sterk gebly. Omdat hy keer op keer selfrefleksie gedoen het. Hy het homself keer op keer ondersoek en wat die binnekant my moet nie daar wees nie. Wat hier om my, wat doen ek in my lewe en my elke dag wat nie volgens die woord van God is nie, wat nie hier moet wees nie. Hoeveel maal doen ons selfrefleksie? As ons in die spieël kyk, hoeveel keer kyk jy en jy sê, Vivian, dit wat jy doen is nie reg nie. Vivian, daai is nie hoe Christus moet wees nie. Hierdie leef nie Christus uit nie. As jy na jouself moet kyk en jy moet kyk in die spieël, dan is dit jy, die spieël en die woord van God. En jy moet die woord van God oopmaak en jy moet kyk na dit en jy moet die spieël kyk en jy moet jouself kyk en jy begin hierdie verse te lees. Jy mag nie dit nie, jy moet nie dit nie. Jy moet mekaar lief hê, jy moet mekaar verdra, mekaar se laste dra. En jy begin so een deel op een deel en jy kyk in die spieël en jy sê, is dit wat ek sien hierso vandag? Gaan ons dan sê, dit is die selfrefleksie wat ons doen? Hoeveel keer doen ons dit? Dis soos huisskoonmaak. Ons moet dit eintlik elke dag doen. Ons moet elke dag in die spieël kyk en die woord van God vat. Maar partykeer het hierdie woord van God net 'n troosmiddel geword. Want dit vertel ons net hoe lief God ons het. En dit vertel ons net hoe God agter ons staan en voor ons is en vir ons beklei en vir ons is. Maar ons kyk die ander dele, kyk ons so bietjie mis, wat sê, jy moenie so wees nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daai dele, Here, ek gaan net bietjie oor dit skiep. Dit is wat deel van jou selfrefleksie is.
om die woord te vat en dit toe te pas in jou lewe. Ek het hoeveel keer al gesê, as ons hier uitstap by hierdie deur en jy die woord van God gehoor, dis nie my woord nie, dis nie my woorde nie, dit is wat God met ons wil praat, dis wat hy vir ons wil bring, en jy stap hier uit en jy pas dit nie toe in jou lewe nie, dan het jy niks bereik nie, dan het jy net kerk toe gekom, om kerk toe te kom. Ons kom kerk toe sodat die woord ons kan verander. Ons moet toelaat om verander te word. Al ken jy die woord van kant tot kant, maar jy glo wat daarin staan, maar jy pas dit nie toe nie, dat jy 'n leë godsdienst. En onthou, die duiwel ken ook die Bybel. Die duiwel ken ook die woord van God. Die duiwel glo ook in God. Die duiwel weet ook wat God is en wat se krag in God is. So, hy is net so goed soos ons, maar wat bring die verskil? Die woord wat God vir ons gee, dit wat hierin staan, pas ons toe in ons lewe en ons maak dat dit ons verander, sodat ons meer die ewebeeld van Christus kan word. Dit is waar die verskil inkom, want ons kan nie sê ons is Christene en ons glo net in God nie, want die duiwel glo ook in God. Ons moet toelaat dat dit ons verander, dat ons selfrefleksie kan doen, en dat ons dit kan neem en dat dit ons kan verander. As ek nou weer 'n spieël moet omstuur en sê, vat die spieël, elke een, en kyk in daardie spieël, waarlik kyk in daardie spieël, volgens wat ons nou net gehoor het. En jy kyk in daardie spieël, wat gaan jy dan sien? Teenoor wat jy vroeër gesien het. En ek wil elkeen eintlik aanmoedig om tyd te neem. Gaan sit in die spieël. Kyk vir jouself in die spieël en sê, wat is ek? Here, wat is hierdie persoon wat self reflekteer van my? Here, wys my, maak die woord oop, begin te lees. Vra die Here om jou te lei, dat die Here vir jou die skrifte oopmaak, sodat jy dit kan lees, sodat dit binne jou kan begin groei, sodat jy meer kan daai gedaanteverandering kan plaasvind, sodat jy meer soos Christus kan lyk. Skryf al die dinge neer. Ons almal het mos nou ons wishlist wat ons hierdie jaar wil bereik. Elke jaar doen ons dit, ek wil meer stap, ek wil meer in die buitendig, ek wil meer dit, ek gaan gesond eet. Ons almal het daai lysie. Maak hierdie deel van daai lysie. Skryf alles neer as jy die woord oopmaak en jy in die spieël gaan kyk en jy besef, ek het nie my naaste lief soos myself, soos wat ek moet, soos wat Christus geleer het. Skryf dit neer. En dan vat jy daai lysie en jy plak hom op jou kas of langs jou spieël. En Rome is nie in een dag gebou. Jy hoef nie in een dag jouself te verander, want dan is dit soos om in 'n bekleiheid te wees en jy sê net jammer om net nie meer te beklei nie. Maar jy dit nie eintlik bedoel nie. Jy moet dit vat en jy moet daaroor gaan mediteer, jy moet daaroor bid, jy moet God vra om jou te lei, jy moet die verse uit die Bybel uithaal en dan moet jy stuk vir stuk, een deel vir een deel moet jy vat. Jy moet sê, Here, ek gaan hierdie maand of hierdie 2 maande gaan ek werk aan ek met my naaste lief hê soos myself. Of ek moet vergewe. Ek gaan aan dit werk, Here. En dan teen die einde van die jaar, dan gaan kyk jy terug op daai lysie en kyk wat het jy eintlik waarlik in jou godsdienst gedoen. Wat het regtig binnekant jou verander? Want onthou, dit maak nie saak, ek sê nou die dag vir Jonathan, ek is so vet, hy sê, ag, mamma, dit maak nie saak nie, Jesus gaan nie worry hoe vet mamma is as mamma hemel toe gaan nie, ons gaan ons 'n nuwe liggame kry. Maar ons kan nie meer langer op die aarde lewe en worry oor ons aardse liggaam. En ja, ons wil gesond lewe, want ons wil nog lankie wees vir ons kinders. Ons wil nog lankie wees vir die kleinkinders. Ons moet na onsself kyk, maar maak God ook 'n prioriteit. En jou geestelike verandering, daai gedaanteverandering sodat die beeld van Christus deur jou kan skyn en deel van jou kan word. Maak dit ook op jou lysie 'n prioriteit. Dit moet eintlik heel bo op die lysie wees. Want as jy hier binnekant jou gaan begin gesond maak, party mense dra soveel seer binne hulle, soveel haat, soveel bitter, soveel ongemak binne hulle rond. En dan dink jy, as ek nou my hare afsny en ek doen nou dit, dan gaan ek beter voel. Dit laat jou tydelik beter voel, maar dit laat jou nie beter voel nie. Hier binnekant, en al ons dit gaan verander, as ons verander volgens die woord van God. Kom ons laat die Here ons lei, en laat die Here ons verander. Laat die Here daai gedaanteverandering, laat hy die leidsman van dit wees.
Want as ons laat Christus ons verander, en ons verander nie net binne onsself of ons dink, hoe gaan ek dit doen nie, maar laat die Here ons lei en moet ons dit doen, dan gaan ons dit bereik. En dan aan die einde van die jaar, dan kan ons terugkyk en sê, wow, dit is wie ek was. Eintlik was ek 'n baie lelike mens gewees. Al het ek gedink ek is baie nice. Want die ding is, die Here kyk nie na ons uiterlik nie, maar hy kyk na binnekant ons. Hy kyk wie ons waarlik is. Ons kyk deur 'n spieël en ons kyk en ons sien net hierdie buite. Maar Christus kyk dieper as dit. So maak dit julle nuwejaarsvoorneme om meer soos Christus te wees en dat die Here se heerlikheid deur jou kan skyn. Dit is wat ek volgens vir julle wil bring en ek hoop dat die woord in julle harte sal bly. En ek hoop dat julle dit sal toepas in julle lewe. Ek ook. Ek sê altyd elke woord wat ek bring, kap my eerste oor die vingers as ek besig is daar om die woord en dan sê ek jammer Here, vergewe my Here. Want die Here praat eers met my. En ek gaan dit ook doen. Ek gaan ook my lysie maak en in die spieël gaan kyk en kyk wat is alles daar wat nie van die Here is nie. Wat die Here nie volgens sy beeld wil hê nie. Kom ons staan net so en dan sê ons net 'n gebed saam en sluit ons net af. Here, dankie Here dat U vanoggend gekom het, Here, en dat U vir ons kom voed het, Here, dat U vir ons woord kom gee het. Here, help ons om sterk te wees, Here, om te kan hierdie verandering te kan doen, Here. Om te kan kom en die woord te kan oopmaak, Here, laat die woord vir ons openbaar, Here, sodat ons sal weet dit wat U wil hê, waar ons moet verander en wat nie dele is wat volgens U is nie, Here, dat ons dit kan verander, Here. Gee ons die deursettingsvermoë en die krag, Here, om te kan hierdie journey vat, Here. Om nie op te gee halfpad deur die pad nie, Here, want ons weet dit gaan 'n moeilike stryd wees, Here. Dit gaan eers seer wees, Here. Dit is seer om deur daardie dinge te werk en om die dele af te sny wat nie soos die beeld lyk nie, Here. Maar kom en kom help ons, Here, versterk ons, Here. Gee vir ons daardie vermoë om te kan U woord neem en dit te verstaan en dit te kan toepas in ons lewe, Here, sodat ons volgens U beeld kan wees, Here. Here, dankie dat U ons behoed en bewaar het, Here, tydens hierdie feesseisoen en op die pad, Here. Ons dink aan al die mense wat nog moet terugkom huis toe, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal veilig hou, dat U hulle sal behoed en bewaar, Here. Ons dink aan pastore hulle wat nog moet terugvlieg, Here, dat U met hulle sal wees, Here. Here, dat hulle uitgerus en die nuwe sal terugkom. Here, ek vra dat U ons sal help met hierdie nuwe jaar, Here. Ons staan in die eerste paar dae van die nuwe jaar, Here, en dit staan soos 'n bergdorp voor party van ons, Here. Wat nou weer die nuwe jaar vir ons inwag, wat die nuwe jaar vir ons inhou, wat dit is, die skool begin nog en die kinders is angs bevrees, want hulle weet nie wat vir hulle wag hierdie jaar. Here, ek wil vra dat U ons sal help, Here. Dat U ons sal versterk, Here, en dat U ons sal rustigheid gee in ons harte, Here. Dat U ons sal vrede gee, Here. Dat ons hierdie nuwe jaar sal begin, Here, met U aan ons kant, Here. Here, wees met ons nou, waar ons na ons huis toe gaan, Here, behoed en bewaar ons, Here, en as dit U wil is, dat U ons weer volgende Sondag sal terugbring. Here, lei ons in hierdie week, Here, laat U Gees met ons praat, Here. Here, dat ons sal oopmaak, Here, en dat ons sal inneem dit wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in Jesus naam.